wil vanoggend 'n bietjie met u gesels, vanoggend en volgende week en Sondag. Met u gesels oor die gedrag wat jou dood kan veroorsaak of jou wanhoopig kan los. Wat jou dood kan veroorsaak of jou wanhoopig kan los. Met ander woorde, dis die soort van gedrag wat jy 100% van al wil wegbly. Hallo. Ja. Jy wil nie dit in jou lewe hê, deel wees of deel hê van jou lewe nie. En ek gaan vanoggend 'n bietjie met u gesels en volgende Sondag sal ons verder gaan en weer verder 'n bietjie daaroor gesels. Almal van julle ken die storie in die Bybel van Jezebel. Julle het dit al gelees? Ja, die gevaarlike, moeilike tannie in die Bybel. Jezebel. Nou ek gaan 'n bietjie vir julle gesels oor Jezebel. Haar man is Agab, koning van Israel. En Elia is die profeet van die Here wat met hulle te doen het. Nou, daar's baie goed om te praat oor Jezebel, maar ek gaan dit nou 'n bietjie verkort vir die doeleindes van wat ons hiervoor is vanoggend. Die koning Agab met Jezebel trou, het hy nie geweet waarmee hy homself opsaal nie. Ek wil nou nie sê soos baie van julle nie, maar nee. Agab trou met hierdie vroutjie en sy keer sy hele lewe en die hele Israel en Juda later keer sy om. Want sy het hierdie absolute vermoë gehad om daai pad te loop met mense. Om hulle de mekaar te maak. As jy nou lees in 1 Konings, jy kan af van 1 Konings van 16 af lees jy. 1 Konings 16 na geskiedenis dwars deur en ons kry al tot in 2 Konings lees ons van haar. In 1 Konings 21 vers 7 sê hy en toe sê sy vrou Jezebel vir hom: "Oefen jy nou die koningskap oor Israel uit, staan op, eet brood en laat jou hart vrolik wees. Ek sal jou die wingerd van Nabot die Jesraeliet gee." Julle sal onthou hierdie storie. Die koning het Nabot se wingerd begeer. Nou julle weet mos nou daai tyd het jy nooit jou grond uit jou familie of uit jou stam uit laat gaan na iemand anders toe nie. Die koning wil dit hê, hy wil dit koop en Nabot sê vir hom: "Nee, ek gaan dit nie in." En toe soos 'n klein seentjie is die koning toe nou dikmond. En hy eet nie, weet, nou net soos 'n kind wat net sy sin kry nie. Is hy nou regtig nou 'n dikmond seentjie, daar sit hy nou en hy wil nie, hy weet nie wat om te maak nie en sy kom by hom, sy sê vir hom: "Wat gaan met jou aan, boetie? Hoekom lyk jy soos jy lyk? Hoekom praat jy soos jy praat? Hoekom wil jy nie jou kossies eet nie? Hoekom wil jy, wat gaan aan met jou?" En hy vertel vir haar, sy sê vir hom: "Oké, kom ons kom. Wees jy rustig, doen wat die koning doen." En wat was dit? Luister na my. Weet min of meer. Luister na my. Dis wat die koning doen. En doen jy die goed wat die koning doen, gaan daar sit en drink jou wyntjie en eet jou kossies. En die goed, ek sal vir jou hierdie man se wingerd gee. En sy gaan en sy beïnvloed 'n klomp mense en Harakie is die eienaar van die wingerd en hy valslik beskuldig van allerlei goeders, hy word doodgemaak en sy sê vir hom: "Hier is jou wingerdjie vir jou." En hy is natuurlik nou baie bling uit sy wingerd gekry. So ons sien hoe hierdie vrou goed mense soos, hoe sê die Engels, puppets on a string beheer. Dit soos jy gesien, wie van julle het al gekyk na 'n poppespel wat hulle met die touwtjies bewerk. Jy weet as jy die touwtjie op 'n sekere manier trek, dan beweeg die arm. En so het sy mense om haar met haar spel laat goeders doen. Op 'n sekere manier optree.
As ons nou na die volgende versie kyk, 1 Kings 21:25 says, there was none who sold himself to do what was evil in the sight of the Lord like Ahab. Jy moet dit nou mooi verstaan, hè? Daar was niemand wat homself so verkoop het aan die bose soos Ahab nie. Hy sê like Ahab, whom Jezebel, his wife, incited. Met ander woorde, sy het hom beheer, sy het hierdie goed gedoen, die strings of a puppet gespeel met almal, die koning, met die volk. Sy het Baal profete ingevoer, sy het Baal godsdiens laat hoogtyd vier, sy het die profete vervolg, die priesters het sy vervolg van God, sy het mense doodgemaak, laat doodmaak, links en regs. Sy het die hele koninkryk aan touwtjies vasgemaak gehad, en hulle laat dans, soos sy wil hê hulle moet dans. Elia, die profeet, het 'n paar goed oor haar te sê gehad, en onder andere vir haar gesê, eendag gaan jy doodgaan. En hy het presies vir haar verduidelik hoe gaan sy doodgaan. En ons sal nou daarna kyk. So sy het glad nie van hom gehou nie. Sy het glad nie van hom. Hy's nie die tipe ou waar sy genooi het vir 'n koppie tee nie. Of braaivleis of wat ook al nie. Sy het glad nie van hom gehou nie. Inteendeel, sy was eintlik hatig teenoor hom. En julle ken die hele verhaal van Elia wat bid en sê daar sal droogte wees. En dan op 'n stadium roep hy hierdie koning en hy sê vir hom kom, en hulle kry die Baal profete bymekaar, bou 2 altare. Julle ken die storie, né? Bou die 2 altare. En dan sê Elia vir hulle, vat immers water en gooi dit oor hierdie altaar. Maak hom sopnat, laat die water eintlik rondom hom staan. Dan sê hy vir die Baal profete, goed, bid julle nou vir julle God, dat hy hierdie vuur uit die hemel laat neerdaal, en hierdie brandoffer van ons verteer. Dan sal ons weet wie God is. En hulle bid, en die Bybel sê hulle sny hulle self, en hulle doen al die goeders wat die afgode diens hulle gesê het om te doen, maar niks gebeur nie, en dan bid hy, en wat gebeur? Wanneer hy bid hy tot God, en vuur kom uit die hemel en verteer, nie die offer nie, dit verteer die hout, dit verteer die klippe, dit maak droog die water op, dis God se vuur. Hier is hierdie goddelike wonderwerk wat plaasvind. Ek weet, wie van julle het al vuur van die hemel afgebid? Weet julle, ek is soms baie dankbaar dat die Here nie ons gebede oor vuur uit die hemel antwoord nie. As hulle 'n paar ouens houtskool rondgeloop het, as hy ons geantwoord het. Maar hy bid, en die Here doen hierdie goddelike wonderwerk, en die woord van die Here sê, hy vat 'n swaard en hy slag die Baal profete. Nee, hy maak hulle dood, en hierdie koning, en die droogte is verby, en die koning ry tot daar by sy vroutjies, soos wat hy altyd doen, want hy weet, sy kan die touwtjies trek, en hy gaan sit daar by haar, en hy vertel vir haar wat het gebeur, en hier sit sy, met hierdie gevoel wat sy het teenoor Elia. En dan gaan sy so 'n bietjie verder. Nou, dit wat sy hierna doen, het 'n geweldige effek gehad op Elia. Elia eindig op die einde van die dag in hierdie tyd. Dis 'n man wat alle hoop verloor het. So sy maak 'n besluit om vir hom 'n briefie te skryf. En toe hy die briefie kry, toe hardloop hy. Binne in die woestyn in. Jy kan sien daar so hardloop dat die stoffie so staan. En hy gaan sit onder 'n besembos. En hy sê, God is beter dat ek dood is. Dit is 'n plek van wanhoop, is dit nie? Nou ons lees dit in 1 Konings 19 vers 1 tot 4. En Ahab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarom stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia en sê, mag die gode so doen
en so daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd, met ander woorde hierdie tyd, jou siel maak soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwyl van sy lewe weggevlug. En hy het in Berseba in Jerusalem aangekom en hy het sy dienaars daar laat agterbly. Maar selfs hy het 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Hy sê, hierdie man, Elia, deur wie se lewe God magtige wonderwerke gedoen het. Wat die stem van God hoor en praat. Die oomblik toe hy 'n plekkie in sy hart maak, dat dit wat hierdie vrou doen, 'n ingang kry in sy hart in. Toe val hy. Daai selfde man wat nou vuur uit die hemel gebid het, dieselfde man wat die Baalprofete geslag het, dieselfde man wat gebid het en die droogte is verby en die reën kom, daai selfde man hardloop in die woestyn in, gaan sit onder 'n bos en sê, Here, maak my dood. Hy verval in absolute wanhoop want hy toegegee aan hierdie vrou. Logika sê vir ons, sy's niks in vergelyking met wat nou gebeur het nie. Jy het die wonders van 'n lewende God gesien. Jy ken God, jy weet wie hy is. Jy verstaan wat hy is en wat hy doen. Jy het nog altyd die waarheid gespreek en uitgespreek teenoor leuns. Skielik is jy niks, want hy het toegegee aan hierdie vrou. En dan sien ons so 'n entjie later gebeur daar ietsiekie. En dis nou haar uiteinde, haar lot as gevolg van die proses wat sy geloop het en wat sy alles gedoen het. So Jezebel het ook 'n prys betaal. En toe die man roep en sê, wie's aan my kant daarbo? Want die mense wat saam met haar is, sê hulle ons is, en hulle gooi vir haar uit. En op die einde van die dag het sy dood op die klippe van die by die paleis en sy daar gesterwe. En die woord van die Here sê toe hulle gaan na die tyd toe hy vir hulle sê, julle moet vir haar gaan begrawe, want sy was 'n koningsdogter ten minste. Toe kry hulle net haar kop en haar voete, want die honde het haar opgeëet. Presies wat Elia vir haar 'n heel rukkie van tevore gesê het gaan gebeur. Jy sien, sy was baie lief om hierdie touwtjies te trek en op die einde van die dag betaal sy die prys van die dood. Sy betaal daai prys met haar lewe. In 2 Kings 9:31 we read, and as Jehu entered the gate, she said, is it peace, you Zimri, murderer of your master? Stop net gou daar. Net gou ietsie daar sê. Die man, jy was rukkie van tevore deur Elia gesalf om as koning op te tree. Sy is die gesalfde van die Here. God het hom gesalf om as koning op te tree. En toe begin hy oorlog maak en hy kom in die stad in en hier kry hulle haar en sy besef, okay, almal is dood, die koning is dood, haar man Agab is nou dood in die oorlogsveld en hier is hy en hy kom in. Nou is dit interessant. Sy sê nie sy naam nie. Jy sien, want sy kan nie anders as om te doen wat sy doen nie. Om die touwtjies te trek. Sy sê vir hom, Zimri. Nou as jy die geskiedenis nou ken, dan is Zimri een van die knegte wat sy eie koning vermoor het. En koning gemaak geword het. Sy erken nie sy naam nie. Sy erken nie wie hy is nie.
Sy noem hom 'n ander naam. Sy noem hom die naam van die een wat hierdie slegte naam het. Sy sê eintlik, ek erken nie dat jy die gesalfde van God is nie. Ek ontken dit. Ek ontken dat die Here jou gesalf het om as koning te wees. Ek noem jou eintlik 'n moordenaar van jou meester. Dis wat sy vir hom sê. So hy sê daar, is it peace, you, Zimri, murderer of your master? And he lifted up his face to the window and said, who is on my side? Who? And the 3 eunuchs looked out at him, and he said, throw her down. And so they threw her down. And some of her blood spattered on the wall and on the horses, and they trampled on her. And then he went in and ate and drank, and he said, see now to this cursed woman and bury her, for she is a king's daughter. But when they went to bury her, they found no more of her than the skull and the feet and the palms of her hands. En dis haar uiteinde, die dood. So, watter gedrag is dit waarvan ons praat? Wat jy of laat eindig in wanhoop, of jy laat eindig by die dood. As jy lief is om dit te gebruik. Wat is dit wat veroorsaak? Wat is hierdie puppet master gedrag? Dis dood eenvoudig manipulasie. Manipulation. 'n eenvoudige ding. So kom ons vra die vraag, wat is manipulasie? Ek gaan volgens so 'n bietjie by die notas bly. Dat ons net seker maak ons verstaan mooi wat ek besig is om te sê. Jy het die notas by jou. Jy kan weer daardeur lees. Alles wat ek nou gaan sê is in jou notas in elk geval. So wat is manipulasie? Manipulasie is 'n poging om 'n ander persoon se gedagtes of sy gevoelens of sy optrede deur 'n onderduimse, misleidende, onregverdige manier te beïnvloed of te beheer om jou eie persoonlike doelwitte te verwesenlik. So manipulasie is wanneer ek iets doen om jou na my pype te laat dans. Eintlik baie eenvoudig. En dit kan gebeur deurdat ek onderduims optree of misleidend optree, that I be deceptive, that I be unfair. Maar weet jy, soms is dit so subtiel. Dit is so 'n subtiele ding. Dit is baie keer nie hier in jou gesig nie. Die in jou gesig goed is maklik om te hanteer. Dis daai touwtjies trek. En jy's nie eens bewus. Daar's 'n touwtjie hier vas nie. En met baie keer span jy self die touwtjies. En jy wil die touwtjies trek sodat iemand anders kan soos 'n puppet doen wat jy wil hê hulle moet doen. En jy weet dit nie jouself nie. So dis 'n ding wat verskuil kan wees of openlik gebruik kan word. Nou die openlike een is die maklike om te hanteer. Die verskuilde is die een wat vir ons baie moeilik is. Manipulation can take many forms. It often happens because we have a tendency to get our feelings hurt, and we become angry when something does not go our way. When this happens, we might try to reach our goals by promoting our agendas. So ek is ongelukkig oor ietsie en nou wil ek hê jy moet doen wat ek wil hê jy moet doen. En as ek daai metode wat ek gebruik om jou te laat doen wat ek wil hê jy moet doen, is manipulasie. Mense manipuleer hoofsaaklik ander mense om mag of beheer of om spesifieke voordele te verkry, terwyl hulle self verantwoordelikheid vermy.
So rooted in factors like insecurity, past trauma, or personality disorders like narcissism. Manipulation serves as a tool to manage outcomes. I want a certain outcome, and I will do things to get that outcome. Dis manipulasie. In Jakobus is daar 'n baie interessante vers. Jakobus 3 vers 14 tot 18 sê, maar as julle 'n bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, is natuurlik en is duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is rein, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveins. En die vrugte van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Hier word so baie gesê. Jy sien, waar bittere afguns is en jaloesie is in mense se harte. En as jy nou net daai woorde hoor, hier is nie een van ons wat hier so sit wat sal sê, wel ek sal nogal hou dat so iets in my moet wees nie. Inteendeel, ons almal sal sê ek wil nie afgunstig wees nie. En hy gaan einde verder, hy sê bittere afguns. Sê ek wil nie bittere afguns in my lewe hê nie en ek wil nie jaloesie in my lewe hê nie. Want dis alles goed wat teen God se woord is en teen sy wil is. Baie duidelik sê hy dit vir ons. So ek wil nie hierdie goed moet in my lewe wees nie. Hy sê maar waar hierdie goed teenwoordig is in mense se lewens. Hy sê daar sal hulle roem hy sê moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Met ander woorde, jy sal op 'n plekkie kom waar jy die waarheid van 'n situasie sal ontken want dit pas nie by jou narratief nie. Van jou afguns en jou jaloesie nie. Hy sê dis jy sal dink jy's wys. Jy dink man, dis die regte ding, hierdie manipulasie, en miskien noem jy dit nie eers manipuleer nie, want jou wysheid sal vir jou sê, nee, dis nie manipulasie nie, dis net, ek help hulle om by die regte plek uit te kom. So jy sal vir jouself sê, dis wysheid. Maar kyk wat sê die woord, hy sê, dit is nie wysheid wat van bo kom nie, met ander woorde, dis nie wysheid wat van God kom nie, so van waar af kom dit? Hy sê daar vir ons duidelik, hy sê dit is aards, nommer van hierdie wêreld, dis natuurlik, die vlees, en dis duiwels, dis demonies gedrewe. So ek en jy moet verstaan, wanneer ek en jy te doen het met bittere afguns en jaloesie, wat aanleiding gee dat ons manipuleer, wat aanleiding gee dat ons mense wil rig volgens ons denke, jy weet jy moet wees soos ek is, daai goeters is demonies geïnspireerd. En nie net demonies geïnspireerd nie, maar dis demonies in werking. Dit beteken dat die vyand kan vir my wysheid gee, en ek het hierdie stuk wysheid hier binne in my, maar dit is aards en natuurlik en demonies, die bron daarvan. En ek sal dink dis wysheid en ek gaan dit gebruik. Jy sê maar al waarop dit neerkom, want waar daai twee goeters is, daar is wanorde en daar is allerhande gemene dade. As jy die versie net reverse nou, jy begin van agteraf, dan kan jy sê, wat daar wanorde is, en allerhande gemene dade, daar vind jy afguns en jaloesie. So as jy jouself in 'n plek, en in 'n omgewing bevind,
waar hierdie gemeene dade plaasvind. Dit kan in enige situasie en in enige omgewing wees. Wanneer jy jou daar bevind, moet jy ietsie verstaan daarvan. Die bron daarvan is demoniese werking en dit kom uit 'n hart vol afguns en jaloesie. En dis wat dit dryf. En dan hy gaan verder, hy sê vir ons, hoe lyk hierdie wysheid wat van bo af kom, dis iets heeltemal anderster en dit lyk heeltemal anderster. Jy sien, manipulasie kan baie keer baie subtiel wees, sodat jy soms nie eens weet, jy's besig om te manipuleer, of om gemanipuleer te word nie. Jy sien, die vyand het die vermoë om dit so verskuil te maak, want hoekom? Want ons sê, we say it is wisdom, but it is demonic wisdom. Dis aardse, vleeslike wysheid. Want daardie wysheid het te doen met wat wil ek hê. My begeerte, dit gaan oor my. So dit is so maklik om op daai plekkie te kom waar ek op een of ander subtiele wyse jou manipuleer om te doen wat ek wil hê jy moet doen. Of om op 'n plek te wees waar jy gemanipuleer word om te doen wat jy nie wil doen nie. Wat beteken jy's nou Elia, die gemanipuleerde. En luister baie gou, baie mooi vir my. Die oomblik wanneer jy toelaat dat iemand jou manipuleer, is die uiteinde daarvan wanhoop. Hoekom? Want dis 'n gees wat daar werk. En daardie demoniese werking sal jou vat na die plek van wanhoop toe. Ons kyk na Elia en ons sê, maar hoe is dit moontlik? Wel, dis moontlik. Want dis nie net 'n vleeslike ding nie, dis nie net 'n persoon wat my manipuleer nie. Hier is 'n demoniese werking. En ek moet dit teenstaan. En as ek graag dit gebruik, beteken dit ek word 'n voertuig van dit wat die vyand wil hê ek moet doen. Manipulation is not about whether you are right or wrong. It is about your motives when you respond to the right and the wrong that you correct. Met ander woorde, jy sien iets is verkeerd. Iemand doen iets wat in jou denke verkeerd is. Nou daar seker goed wat hierin opgeskryf is, en as iemand dit oortree, dan weet jy dis verkeerd. Want die riglyne is baie duidelik. Ek het dit laasweek, wanneer het ook al vir julle gesê, die res is net jou opinies. Julle verstaan dit. Dit is net 'n opinie. En dit is nie noodwendig te sê jou opinie is die regte opinie nie. So soms sien ons goeters en ons sien dis verkeerd. En dit gaan nie oor die reg of verkeerd nie. Dit gaan nie daaroor hier is iemand wat droog maak of 'n wet oortree of 'n reël oortree of wat ook al en ek staan nou hier en ek moet dit nou regmaak of nie regmaak. Dit gaan oor my motief wanneer ek reageer op hierdie reg of verkeerd. Dis waaroor dit gaan. Die woord van die Here sê vermaan mekaar, leer mekaar. Ons doen daai goeders. Maar sonder om te manipuleer. En ons moet vir Vader vra vir wysheid en insig om dit op die regte manier te doen. Baie keer word jy emosies van mense gebruik om ander mense te manipuleer. Net soms kry mense 'n slagoffer mentaliteit. Ag, ek is nie met my nou net jammer kry. En kyk wat het die lewe met my gedoen. Dis manipulasie. Wanneer jy ek lees hier nog so 'n stuk wat ou geskryf het oor of Anneline dit gelees en vir my gegee om te lees, ek kan nie, maar in 'n geval ons het gelees van die ou wat langs die strate staan en met die bord. Ons sit weet daar in die stede staan en ons almal met 'n bord help family, weet al die goeders wat daarop staan, gee my 'n geldjie, ek is honger, daai goeders.
En die ou skryf dan, hy sê man, daai mense is meester manipuleerders. Hulle weet hoe om hulle gesigte op 'n sekere manier te hou sodat jy hulle jammer kry. Het jy al hierdie ou by die deur gehad wat klop en as jy oopmaak? Meneer. Wat maak die meeste van ons in daai situasie? Wel, jy kry hulle jammer. Jy sien, dis om emosies te gebruik om te manipuleer. Ek sê nie, daar's nie honger nie. Ek sê nie, daar's nie dors nie. Ek sê nie, moenie die honger aanspreek nie. Ek sê maar, jy moenie gemanipuleer word daardeur nie. As jy my nou wil kwaad hê, nou sommer nou rarig vies wil hê, dan moet jy jou sinnetjie begin met, en jy's mos 'n kind van God. Dis heeltemal die verkeerde sin om mee te begin. Met my nou. Want ek weet, die volgende sin is, en omdat jy 'n kind van God is, moet jy iets vir my gee. Jy moet, ek soek iets by jou. Ek soek iets, ek wil iets hê by jou. Die feit dat jy toegee daaraan, gaan jou na 'n spesifieke plek toe vat. Die feit dat jy dit self doen, gaan jou na 'n spesifieke plek toe vat. Ek is gemanipuleerd of ek manipuleer ander, want ek wil hê hulle moet soos ek voel, soos ek dink, soos ek optree, soos ek wees. Ek bedoel, want ek is reg. Dis die wese van dit. Hoekom manipuleer jy? Hoekom wil jy iemand buig om aan te pas by jou? Wat is vir jou reg? Ek sê weer, hier is die woord van God en hy leer ons alles oor wat is reg en verkeerd. En daar is geen probleem om iemand hier te wys, jou lewe is nie in orde nie. Ek bedoel, dis wat ek doen wanneer ek met jou praat, soos vanoggend. Maar daar's baie goed wat ek dink ek is reg. Maar dis net my opinie. Is nie noodwendig reg nie. En dis die wese van manipulasie is, ek wil hê jy moet dink soos ek dink. Wie van julle was al daar, waar jy dink mense moet dink soos jy dink? Ja, jy moet voel soos ek voel oor hierdie saak. Jy moet praat soos ek praat oor hierdie saak. Jy moet wees soos ek is, want ek bedoel, ek is duidelik deeglik naby aan volmaak. Wie van julle het al gedink, ek is reg? Ja, ons almal het dit al gedoen. So ek praat met ons almal nou vanoggend 'n bietjie. You see, manipulators feed of emotional instability, so they provoke reactions to control outcomes. Jy wil by 'n sekere uitkoms uitkom en daarom laat jy mense sekere goed doen. En jy het allerlei triks om dit reg te kry. Die meeste van daai triks is woorde. Wel gedrag ook, jy weet. Kinders leer al van baie klein af hoe om dit reg te kry. As hulle nie hulle sin kry nie, waarmee begin hulle? Dikklippies en al daai goeters. Dis maar deel van die mens wees. Later van tyd leer ons hulle, dis nie hoe jy moet optree nie. Hierdie gedrag gaan jou nie uitkom by uitkoms bring jy nou soos koning Agab het nooit geleer. Sy mammie het hom nooit geleer, hierdie is nie die goeie gedrag nie. So toe hy 'n volwasse mens was hy nog steeds dikmond oor alles. As hy nie sy sin kry nie, dan het hy 'n tantrum. Hy het nou net nie meer op die grond gelê en skop nie, hy het nou op die bed gaan lê en vir die muur kyk. Jy sien om te dreig, wanneer ek iemand dreig om jou iets aan te doen,
of ek dreig jou om iets van jou te ontneem, is dit manipulasie. Jy sien, die oomblik as ek vir jou sê, luister mooi, as jy wil weet hoe klink manipulasie, dan klink dit so, as jy, dan sal ek. As jy hierdie doen, dan sal ek so maak. Jy sê mos, as jy nie doen soos wat ek sê nie, dan gaan ek iets van jou ontneem. Dis manipulasie. As jy nie die rigting gaan loop nie, dan gaan ek iets aan jou doen. Dis manipulasie. Ek gebruik of mag, of ek gebruik die teenoorgestelde, ek gaan jou vergoed, maar daardeur vat ek jou op 'n pad wat ek wil hê jy moet loop. Ek wil hê jy moet daai pad loop. Is anything you do to force or bend others to your will is manipulation. Hoor jy? Enigiets wat jy doen wat iemand dwing om te buig na jou wil. Dis manipulasie. Nou daar's 'n verskil tussen basiese kinderopvoeding en gewone dissipline. En ek sal volgende week as die Here ons sal ek praat oor wat is die verskil tussen redenasie, gewone, eenvoudige, ek redeneer met jou oor 'n ding, en manipulasie. Ons sal daaroor gesels. Wat maak ek as ek iemand sien 'n fout maak? Hoe stel ek dit reg? Hoe spreek ek in iemand se lewe in sonder om hulle te manipuleer? Ons sal daaroor gesels. So wat is die motivering agter manipulasie? Wat maak dat ek of toegee of manipulasie gebruik? Wat maak dat ek op daai plekkie kom? In die eerste plek, dit gaan daaroor dat ek iemand se wil steel. Dit klink nogal rof, is dit nie? Maar dit is presies wat dit is. Ek steel jou wil. En ek vervang jou wil met wie sine? Met my wil. So ek vervang jou wil met my wil. En dis wat manipulasie soek. As jy soek dat iemand iets doen na jou wil. En Jezebel het dit met Elia gedoen. Toe hy goeders doen wat teen haar wil is, so sê sy, ek gaan jou doodmaak. Hier kom die dreigement, ek gaan jou doodmaak. En die oomblik toe hy sy hart oopmaak vir daai stukkie manipulasie en dit hier binnekant in berre en nie onmiddellik daarteen optree nie. Die oomblik toe dit gebeur, toe verval hy in wanhoop. Die oomblik toe dit gebeur. So dit is 'n ontkenning dat God mens geskape het met 'n vrye wil. Glo jy dat die Here ons so gemaak het met 'n vrye wil? Ja, absoluut. Met ander woorde, ek sê weer, onthou dit, daar's 'n verskil tussen die waarheid van die woord en die goed buitekant dit. En ons het 'n geneigtheid om die goed aan die buitekant van God se woord, daai goeters, so te hanteer asof dit binne in die woord is. En nou vat ons hier die idees wat ons het en ons sê, dis die belangrike goed, hierdie. En ons maak dit so belangrik dat dit gelyk is aan God se wil. Jy sien, want as ek God se wil in jou lewe ontken, deur jou vrye wil te ontsê, is dit presies wat ek besig is om te doen. Ek dink is die moeite werd om weer te sê. As ek my wil vat en dit so belangrik maak, gelyk aan God se wil, dan beteken dit ek kan God se wil binne in jou, God se wil en sy vrye keuse wat hy in jou gesit het, kan ek ontken. So eintlik is ek besig om teen God se wil te reageer.
En hoekom doen ons dit? Want dit kom vanuit ons onvermoë om met logiese, eerlike gesprekvoering ons standpunte te stel sonder om ons wil af te dwing op iemand anders. So ons sukkel net. Ons kan nie met iemand, ek kan nie met iemand praat en sê, weet jy wat, nou, ek sien jy doen hierdie en ek stem nie saam daarmee nie. Dis die rede, op 'n oordentlike manier kommunikeer en redeneer op 'n oordentlike manier dat ons by 'n ooreenkoms kan uitkom. En weet jy wat, as ons nie by 'n ooreenkoms uitkom nie, dan kan ons ten minste ooreenkom dat ons met mekaar gaan verskil hieroor. En daar's baie goed wat jy vasglo in jou lewe. Want dis jou persepsie van die lewe. Jy is dalk gevorm so as kind en dit is deel van jou lewe en jou denkraamwerk. Maar dis nie noodwendig te sê dit is die waarheid nie. Of dit is absolute waarheid en absoluut reg nie. En dis wanneer ek en jy op daai plekkie is, dan ons sukkel om met mense te kommunikeer op so 'n manier dat ek vir hulle kan verduidelik hoekom ek oor 'n sekere saak voel soos ek voel. En ek het net nie die vermoë nie, daarom dreig ek jou. As jy nie dit doen nie, dan gaan ek dit doen. As jy nie na my wil buig nie, gaan ek my pad loop. Wanneer ek jou nie kan oorreed nie, dan slaan ek jou met 'n stok. Sien net maar waar dit neerkom. Julle ken die ding van die wortel en die stok, né? Ja. As ek jou nie kan oorreed met 'n wortel nie, jy sien wortel, pastoor, as jy doen wat ek sê, jy sien wortel, dan betaal ek dubbel my 10de. Pastoor, as jy nie doen wat ek sê nie, dan loop ek. Of wat ook al. Jy verstaan die beginsel? Ek hoop iewerste is 'n penny besig om te drop. In jou siel en in jou gees. Hoe maklik. Here, vergewe ons. Maar hoe maklik doen ons dit? Sag en subtiel. Teenoor die een wat daar langs jou sit ook. Ja? You see, the enemy uses you to lead others away from God's ways and to change God's order. Where does God's order come from? Every man and woman gets it in the Word or directly from God. Hier is nie een van ons wat hier so sit, wat 'n kind van God is, wedergeboorte kind van God is, wat sê ek wil sommer net roekeloos leef nie. Ek wil net doen wat ek doen. Ek wil roekeloos. Ja, ons almal wil leef volgens God se wil en God se woord. Ons almal lees die Bybel. Ons rig ons lewens hier volgens in. We look at the word. We ask God, what are you telling me? What are you saying to me? En baie keer wanneer ons met ons lewens besig is, dan sê die Here vir ons goed as ek sit eendag met iemand in gesels. Dit was baie jare gelede nog in ons my eerste gemeente. En die persoon sê hy voel die Here het vir hom gesê hy moet nou klaarmaak met sy werk, hy het 'n goeie werk en al die goeders. En die bietjie geld wat hy het, moet hy nou Nysna toe kom en hy moet vir hom daar 'n shop gaan oopmaak. 'n pap en hoender shop. Dis wat hy moet gaan doen. Want dis wat hy voel hy moet gaan doen. En onmiddellik staan iets in my hart op en ek voel ek is so ongemaklik met hierdie ding. Ek sê vir hom, hoekom, weet? Ja, nee, hy het hierdie begeerte om sy eie besigheid te hê en hy het nou die dinge mooi ondersoek en die goeders en om die plek te kry van balans. Wanneer jy in jou hart hierdie gevoel het, iemand is nie op die regte plek en maak nie die regte keuse in die lewe nie.
en om daardie gevoel wat jy het oor te dra sonder om dat die persoon voel hulle word gemanipuleer in dit in of uit dit uit. Dit is 'n baie moeilike plek. Ek het al baie keer mense gehad wat vir my sê, maar die Here sê vir my. Dan vra ek net vir myself, ja, ek hoop regtig dis nie jou hormone wat met jou gepraat het of jou begeertes nie, dat dit regtig God is. Weet daar seker goed, weet as 'n man vir my kom en sê die Here sê ek moet 'n ander vrou vat, dan sê ek vir hom, dis jou hormone broer, is nie die Here nie. Ja. Ja, dit kan ek vir jou sommer reguit sê. Ek hoef nie te wonder nie want dis hierso. Nee. Dis hier. Maar baie keer sal mense sê maar die Here sê vir my ek moet dit doen. Dan sit ek daar en dink ek nou, wie is ek nou om met die Here te stry oor hierdie saak? Hoe gaan ek nou vir jou sê maar al wat ek vir jou sê is, jy, maak seker. Ek het 'n onrustigheid in my hart hieroor. Ek kan nie vir jou sê die Here het nie vir jou gesê nie. Want ek bedoel, ek sit nie in jou kop nie, ek sit nie in jou hart nie. Ek sit hier in die buitekant en ek kyk in. Ek kan vir myself sê, die Heilige Gees maak my ongemaklik en ek het die verantwoordelikheid om dit te sê dan. Ek kan nie dit net los nie, want dan doen ek nie my werk nie. En nie my verantwoordelikheid as 'n kind van God of as 'n broer of 'n suster nie. Maar dit is verskriklik 'n moeilike plek om vir iemand te sê, maar weet jy wat, ek hoor die stem van die Here bietjie anders as jy. Maak seker. So dit gaan oor die manier hoe ons met mense praat wanneer ons agterkom dat hulle buitekant die raamwerk van God se wil beweeg. Dis nie 'n plek wat ek en jy sommer net moet inspring, boots and all, en net 'n keer gaan binne in die wil van God nie. Manipulasie gaan dikwels daaroor om beheer oor mense of situasies of uitkomste uit te oefen, eerder as om God te vertrou. Ek gaan dit net gou weer sê. Manipulasie gaan dikwels daaroor om beheer oor mense, oor situasies en oor uitkomste uit te oefen, eerder as om op God te vertrou. Die woord van die Here waarsku ons baie duidelik teen mense wat bedrog en allerlei triks gebruik om ander mense te gebruik tot hulle voordeel. Dis 'n versigtige plek. Maar nou ja, ons is kinders van die Here, ons moet versigtig lewe. Ons wil reg lewe, ons wil lewe soos God wil hê ons moet lewe. Ons wil die regte keuses maak in hierdie lewe en die regte pad saam met die Here stap. In 2 Corinthians 11:13-15 he says, for such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Dit is so maklik om gemanipuleer te word deur mense wat geestelik is. Is dit nie? Kyk, ek is die pastoor van die gemeente. En omdat ek die pastoor is van die gemeente, het ek outomaties in jou denke 'n sekere posisie. Dit is eenvoudig. Ek staan hier voor en week na week preek ek en breek die brood. Praat met julle oor Jesus en oor die woord en wat die Here vir ons sê. Ek het 'n spesifieke posisie. Weet jy hoe maklik is dit om hier te staan in hierdie posisie te misbruik? Ek het in hierdie afgelope 2-3 weke die Here het lankal met my gepraat oor hierdie ding, oor manipulasie, en ek het die notas gemaak, en dis hoekom ek 'n bietjie by die notas bly, want ek wil nie net uit my kop uit praat nie. Maar dis so maklik. Is so maklik om woorde te gebruik om mense in 'n rigting te stuur waar jy wil hê hulle moet gaan. Wat nie binne in die raamwerk van God se wil is nie. En elke leier, selleiers, klein groep leiers, elke leier, maak nie saak op watter vlak jy is nie.
So maklik. En ons moet vir Vader vra om ons te help, en Heilige Gees wat in ons woon, help my om 'n bewustheid te hê van waarmee ek besig is en wat ek besig is om te doen. Om 'n bewustheid te hê van my motiewe. Dat my motiewe reg sal wees wanneer ek die woord sny. 'n Algemene taktiek van manipulasie is om skuldgevoelens en vrees en druk te gebruik om ander te beheer. Die oomblik wanneer jy nodig het om skuldgevoelens op te wek in iemand se hart sodat hulle jou wil kan begin doen, is jy besig met manipulasie. Die oomblik wanneer jy druk uitoefen, is jy besig met manipulasie. En ons moet Vader vra, kom help ons om te kan sien asseblief. Manipulators disguise themselves a lot of times as trustworthy, kind and spiritual, while they're seeking to influence others for their own selfish motives. Luister nou mooi vir my, daar's baie van die goeders wat julle op YouTube kyk, waar die mense wat daai boodskapies daar stuur, is net uit om jou te manipuleer. En elke keer as jy daarna luister en jy sit dit en jy vat dit in jouself en sit jy jou onder hulle manipulasie. Wees versigtig waarna jy luister, wees versigtig wat jy lees. Wees versigtig. Moenie net op 'n plek toe kom waar jy net toelaat dat dit met jou gebeur wat met jou gebeur nie. Jy sien manipulasie gaan oor begeerte en 'n begeerte na beheer en mag. Baie mense wat openlik manipuleer, soek mag. Jy sien as ek jou kan manipuleer en ek beheer oor jou. Net soos die puppet on a string. Ek kan met jou loop net waar ek wil wanneer jy aan daai lyntjies vas is. Jy sien maar nou as jy 'n kind van God, wedergebore, vrygekoopte, bloedgewaste kind van God. Niemand kan 'n lyn aan jou vasmaak nie, net jy doen dit. Net ons maak die lyn van die manipuleerder vas. Niemand kan dit vir jou doen nie. Al sou ek jou hoe graag dan nou wil manipuleer, ek kan dit nie doen as jy nie dit toelaat nie. So met ander woorde, as ek toelaat dat dit wat gebeur ingang vind in jou hart en in jou lewe. Manipulasie, it comes from insecurity and a low self-esteem. Chronic manipulators often feel inadequate and unworthy. They may use these tactics because they don't believe they can get what they want based on their own merits and genuine communication. So ek glo nie in myself nie en daarom moet ek jou manipuleer om te kry wat ek kry, want ek kan nie deur jou te vra of oordentlik te kommunikeer jou by 'n plek uitbring nie. Daarom gaan ek jou subtiel manipuleer. En soms is dit baie keer net 'n woord of 'n sinnetjie. Dit gaan ook oor persoonlike gewin op die einde van die dag. Dus jy wil hê mense moet optree soos wat jy wil hê hulle moet optree. Spreuke 6 vers 16 en 19 sê vir ons, dis 'n wille vers hierdie in die Bybel. Hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Ek dink nie daar's enige mens wat op 'n plek wil leef waar jy sê, Here, ek is besig om goeders te doen wat u haat nie. Ek is besig om goeders te doen wat vir u 'n gruwel is nie. Hy sê trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig is om na kwaad te loop, en een wat valse getuienisse uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. En wanneer ek mense manipuleer, is ek besig om baie van hierdie goeders te doen. Ek is besig om dit te doen. Ek is besig om goed te doen wat God haat, wat vir hom 'n gruwel is. En as ek wil uitgesorteer word, kan jy verstaan, as Jezebel nie berou in haar hart het oor haar lewe, en sy hierdie goeders doen, is dit presies waar sy gaan eindig, is by die dood.
En as jy lief is om ander te manipuleer en te buig na jou wil en jou soos wat jy wil hê, jy gaan die prys betaal. Proverbs 18:21 sê, death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruits. Those who love it will eat its fruits. Ek het net nou vir jou gesê, woorde word gebruik om te manipuleer die meeste van die tyd. As jy besig is om mense te manipuleer, is jy besig om dood in hulle lewens te bring. Of jy kan 'n keuse maak om lewe in mense se lewens te bring. Dood en lewe is in die mag van die tong. Met ander woorde, wat ek en jy sê, het een van twee goeders. Dit kan of lewe bring, of vreugde bring. Of lewe bring, of dood bring. En dan sê hy verder, hy wat lief is daarvoor, sal die vrug daarvan eet. Watter vrug gaan jy eet? Wat is die vrug waarvan hy praat? En dit staan op die bord. That's the fruit. Life or death. So terwyl ek en jy dalk met ons woorde dood saai, it is also the fruit I will eat. So kom ons kom op 'n plek en ons vra die Here om ons te help dat ons woorde lewe sal bring. Dat ons nie met ons woorde mense aan 'n touwtjie vasmaak om te spring en te doen soos wat ek graag wil nie. En dat as ek in my hart beleef dat Heilige Gees in my hart spreek om met iemand te praat oor iets, dat ek diep sal die binnekant gaan en my motiewe uitgesorteer kry. Ek wil God vra om my te help, dat die woorde van my mond, die regstelling wat ek bring, die rigting wat ek gee, nie rigting sal wees wat manipuleer of deur manipulasie gebring word nie. Maar werklik deur God se inspraak in elke lewe sal wees. Ons vra die Here om ons te help daarmee. Vader, dankie vir die woord, dankie dat U ons leer. Heilige Gees, dankie dat U in elke hart inspreek en ons help op hierdie pad wat ons loop. Dankie. Ons wil graag breek met die werk van die vyand. Ons wil graag breek met ons eie vlees en ons eie swakhede as mens, Here. Ons wil graag in oorwinning leef. Daarom vra ons U om ons te kom help daarmee asseblief. Terwyl jy jou oë gesluit hou. Ek voel net ek wil dit net gou sê. Miskien sit jy hier. En jy is al vir baie jare gemanipuleer deur mense. Gemanipuleer deur jou ouers. Deur jou man of deur jou vrou. Gemanipuleer op een of ander manier en jy het net toegegee daaraan. Jy kan loskom daarvan en sê, Here, vandag sny ek hierdie toue af. Nou maar. Ek gaan nie meer dat daar 'n puppet master wees wat my lewe beheer nie. U is die enigste een wat my lewe gaan beheer. Miskien sit jy volgende hier en jy weet, jy het al op een of ander wyse iemand gemanipuleer. En jy voel hoe Heilige Gees met jou praat, jy kan vanoggend sê, ek is jammer, Here vergewe my. En hou op daarmee. Dat Vader jou vrymaak, Jesus, Heilige Gees jou vrymaak vandag van manipulasie. Om dit uit te oefen of om dit te ontvang. So ek wil graag saam met jou bid vanoggend. En as jy
As jy daardeur vasgevang is, kom vry, sny die toue af en sê, Here, hierdie goed gaan my nie meer verder manipuleer nie. Ek wil gou net ietsie sê, ek voel dit lê in my hart. Jou ouers is al lankal oorlede. Maar die woorde wat hulle in jou lewe ingespreek het, manipuleer jou vandag nog. Die goed wat hulle oor jou gesê het, is vandag nog in beheer van jou lewe. Dit is tyd om daai toue af te sny. Te sê, Here, hier stop dit. Hierdie gaan nie meer my denke beheer nie. Hierdie gaan nie meer my lewe beheer nie. Ek raak vandag vry. En ook vry van wanhoop. Dat God jou vry maak vanoggend. En as jy wil sê, Here, hier is dit, ek kom gee dit vir U. Sny af. Ek wil saam jou bid, staan gou op jou voete en sê net, Here, hier is dit. Ek kom gee dit vir U. Dis eenvoudig. As die Here met jou praat, staan op jou voete. Jy weet as die Here met jou praat. Luister. Dankie, Vader. Jesus, U sien vanoggend mense wat voor U staan. U ken elke hart. Hier is niks wat vir U verborge is nie, Here. Mense wat sê, ek is in my lewe gemanipuleer. En miskien vandag nog. Maar vandag kom ek om vry te kom, Here. Vandag sny ek af die toue wat my beheer. En ek maak my vas aan die inspraak van Heilige Gees binne in my. En ek sal luister en ek sal my wil buig volgens Heilige Gees se inspraak binne in my. Dankie dat U kom help om elke tou van manipulasie af te sny. Dankie, Here, dat U wanhoop verander in vreugde en in oorwinning. Dankie dat U deurbrake bring soos net U dit kan doen, Here. Ek loof U omdat U so wonderbaar is en so goed is, dat U met ons en in ons lewens inspreek en ons kom help om hierdie pad te loop saam met U. Help ons, Here. Heilige Gees, ek kom vra U. Ek kom vra U vanoggend, kom help ons om bewus te wees van ons eie gedrag. Here, dat wanneer ons op 'n plek kom waar ons deur ons woorde of deur ons dade ander mense se wil te beginne buig en wil buig na ons wil toe, dat ons daardie besef in ons harte sal hê. En dat ons sal bekeer van ons weë. Dat ons, Here, U sal vra vir wysheid en insig in ons harte, sodat ons sal doen wat vir U behaaglik is, Here. Nie die wysheid wat aards is en natuurlik en demonies is nie, maar dat ons die wysheid sal ontvang wat van bo kom, van U af, Here. So dankie dat U ons kom help daarmee. Ons eer U, ons loof U en ons prys U daarvoor. In die wonderlike en die magnifieke naam van Jesus, die koning van alle konings, bid ons dit. Amen.